Daar's 'n goeie naand, geliefdes. Hartlik welkom vanaand in NG Oudtshoorn Park. Dis so die gebed van my hart, dat die Here aan die woord kom en dat ons bewus sal wees van sy teenwoordigheid op 'n aand soos hierdie, wat ons die Here kan lofprys en groot maak en hom die eer gee wat hom toekom. Ons vier vanaand Kerssangdiens, 'n Kersfees, om te kan sê ons glo Jesus het gesterf, hy het opgestaan en hy leef, hy die sonde en die dood oorwin. Hartlik welkom vanaand by ons in NG Oudtshoorn Park. Dis vir ons 'n lekkerte om julle almal te ontvang en mag julle vanaand iets van die Here se liefde en nabyheid beleef ook in ons omgee familie. En dat ons ook werklik vanaand 'n koinonia sal beleef as ons sing. As ons sing ons tot eer van die Here. En mag hy vanaand aan die woord kom. Hartlik welkom aan elkeen wat ook inskakel in die tegnologie, die oorde wat inskakel, ons Facebook mense wat inskakel. Baie welkom. Ons het 'n wye gehoor met Melania Park en die Rotariërs en ook die kuis wat by ons inskakel in hulle ontspanningssale. Dit is vir ons lekker dat hulle kan deel in 'n aand soos hierdie. Vriende, ek was so reeds in die begin, wil ek 'n paar afkondigings net doen, praktiese reëlings en sommer die bedankings doen, dat ons deur die loop van die aand te vloei gaan hê, en dat ons nie hier teen die middel of die einde moet ek nog 'n paar dinge sê nie. Ek wil hê die fokus moet vanaand op die Here wees, en op sy grootheid en almag en wie hy is, en ons wil hom loof en prys vanaand. Daarom net so van my kant af 'n paar bedankings. Ek wil eerstens net die Here loof vanaand vir 'n aand soos hierdie, en ek gaan vra dat ons almal net 'n handeklap in die begin gee. Kom ons loof die Here net vanaand. En hom die eer. Dan wil ek die vroue bediening van die NG Park, ons vroue dagbestuur, spesifiek wil ek baie dankie sê. Na afloop van vanaand het ons verversings daar in die saal, en julle moenie wegraak nie vir al die kinders. Daar's 'n lekker kindertafel ook vir julle, en moenie wegraak nie, kom kuier saam, kom geniet verversings. Ek dink dit is 'n besonderse geleentheid waar ons ook bietjie mekaar se blad kan skud of 'n drukkie kan gee, en net saam as Oudtshoorn gemeenskap kan sê ons is lief vir die Here en ons maak hom groot met alles in ons binneste. Kom kuier vanaand saam ook daar in die saal na afloop. Vir die vrouens baie dankie vir al die kos, die tafels, die koekies, julle wat 'n klomp verskillende goed gemaak het. Dit is wonderlik om te sien. Baie dankie. Ek dink die saal is ook mooi, daai deure daar agter, julle gaan net daar in die middel reguit deurloop na afloop van vanaand se diens en saam kom kuier, julle is welkom. Dan die blomme in die kerk, die rangskikkings, die kerk wat opgemaak is, die tafels daar binne. Ag, daar's soveel om voor dankie te sê vir die versiering. Baie dankie vir die vroue en die vroue dagbestuur vir deur julle baie. Dan Michael Lind, my vriend, dis lekker saam met jou vanaand. Michael, wat so deel is van ons parkgemeente, en is 'n voorreg om vanaand ook die Here te kan groot maak, weer eens saam met jou. So saam met plesier, dit is vir ons lekker om jou hier te hê. Baie dankie, Dominee het jou geleen vir my, maar hy sal kan daarmee, ek en hy is ook vriende. Want hy is ook plesier. Ja, ek sê my. So baie dankie dat jy hier kan wees, ons waardeer jou en seën, en is lekker om saam met jou te sing. Ek het net vanoggend gesê, maar bietjie laer, die dominee sing is so tweede wasnaad en hoor toe, ek kan nie daar boorkom nie, maar nie te min, maar ek het dit gesê, hy sal instaan as dit nou moeilik raak van my. Vriende, ja, dan ook vir Rita van Sail en Langenhoof in Gymnasium koor, dit is lekker om julle hier te hê. Baie dankie julle, ons waardeer dit verskriklik baie. En ek weet soms so voor die boodskap en na die boodskap, hier kom hemelklanke, en ek is bly julle is hier. Dankie dat julle 'n bietjie tyd uitvat. Julle wou verskriklik graag geswat het, want julle skryf ons môre eksamen, so ek weet, dis nou moeilik om hier te sit. Basisskool of ek het hom gesien, nou lokaal. Ja, kyk, jy moet maar vergewe môre. Gaan jy punte lig, wat het jy gesien? Dankie pa, jy is baie oulik. Dankie dat julle hier is, hoor. Ons skool of ek kom kyk vir julle.
Hy sal 'n foto neem wie was hier vanaand. Julle is wonderlik en seën en is lekker om saam met julle te wees. Rede ons sien sommer baie uit wat dit. Vriende, dan die ouers, die leerders, die laerskool, ons diepbediening, ons gemeente wat vanaand hier is, vir elkeen van julle baie dankie dat julle uitgekom het na aand soos hierdie. Dit is wonderlik as ons eredienste hou, maar spesiale aande soos hierdie wat ons sing en die Here lofprys. Ek kan sommer toe daar agter staan so die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef en voel. En ek weet wat vanaand 'n baie spesiale aand gaan wees. En dan is staan daar agter my klankfasiliteerder Johan Meiburg. Baie dankie, ek kan vir hom enige iets stuur en hy sal dit maak gebeur. Wat klank en rekenaar en alles aan betref ons YouTube kanaal. Johan, baie dankie. Hannes Klonkman vanaand, Hannes Arend, baie dankie. Sy vrou die Lonke, dankie vir julle 3 dae agter. Dit lyk soos 'n F-14 vliegtuig as jy daar inklim, maar hulle kan hom laat opstyg en laat land en al die tegnologie laat gebeur. Baie dankie vir julle. Dan vir ons voorlesers, die 3 dames hier voor met die mooi stemme, Marlie Hindlin en Jana Verstee, met die Pretorius, baie dankie. Dankie dat julle so uit die woordtyd vanaand ons gaan ook lees. Hulle het ook belydenis van geloof afgelê by ons hier in park en ons het so goed gedink om 3 dames stemme ook vanaand te hê wat vir ons lekker gaan voorlees. Baie dankie vir julle. Vriende, ja, dan vir die personeel, vir park, vir die kosters, vir kerkraad, vir die werk wat julle ingesit het die laaste tyd, tot vanaand is ook 'n dankie sê diens, 'n loof en prys die Here vir sy goedheid en sy sorg. By NG Park is Christus die hoof van ons kerk, nie die dominee of die kerkraad, die Christus is ons middelpunt. En 'n klein woordjie van dank dat julle vir die Here diensbaar is en alle eer aan God gee, ook met julle lewens. Ons gaan vanaand die Here loof en prys. So kom ons loof nou die Here vanaand. My enigste hoop in 2025, Jesus, my rots, aan wie ek vashou. Amen. Nou kom ons raak dan nou 'n oomblik stil. Julle is welkom, voel welkom. Raak so oomblik bewus van God se teenwoordigheid tussen 'n klomp gelowiges wat vanaand hier sit, die wat inkyk, die wat luister. En raak net 'n oomblik rustig, haal lekker diep asem en raak bewus van sy teenwoordigheid nou in jou lewe. Kom ons maak hier oor toe. Sê dat U eens op 'n tyd mens geword het, U enigste seun Jesus Christus gestuur het. Dankie Abba Vader. En dat hy vir ons aan 'n kruis gaan sterf het, die sonde en die dood oorwin het en vir ons die ewige lewe moontlik gemaak het. Dankie dat ons vanaand kan sê vir ons is gebore ons verlosser en saligmaker. Ek prys U naam vanaand, Here, saam met gelowiges, saam met die Oudtshoorn gemeenskap. En ek kom sê dankie. Dankie Here dat U hand van beskerming en seën oor ons hou. Mag U ook vanaand Here elke millisekonde seën, mag ons hier uitstap anders as wat ons hier ingestap het. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die storie word vertel van 'n tannie wat in 'n baie klein dorpie baie jare gelede het sy elke aand as die son sak het sy 'n lamp aangesteek en op haar stoep gehang. En die mense in die dorpie het agtergekom hierdie tannie hang hierdie lamp elke aand as die son sak en donker begin word. En die mense het begin praat en gewonder hoekom. En baie keer het hulle gesien reisigers wat deur die dorp gaan stop by hierdie huis en dan maar ruk, dan beweeg hulle weer aan. En toe op 'n stadium het een van die jong manne besluit, hy gaan vir die tannie vra, hoekom het sy hierdie gebruik om hierdie lamp te hang op haar stoep? En hy het daar gekom en hy het vir haar gevra, tannie, ekskuus, ek wil vra snaakse ding, hoekom hang u elke aand so lamp op? En sy sê toe vir hom, my kind, kom ek jou vertel, my seun is jare terug na die grensoorlog toe. En hy het vir my gesê, dat ek vir hom 'n lamp moet ophang en aan hom moet dink elke keer, as die son sak,
en dat ek hom moet heeltyd in my gedagtes hou, en as hy terugkom, sal hy sien die lamp brand, en dan sal hy weet, sy maat vir hom gebid, en sy maat hom onthou. En sy kyk toe so vir hom, en sy sê, jong man, jy sal nie glo nie, jy is nie die eerste ou wat by my kom stop nie, gedierig kom hier, hy sal geresteer, en dan kom stop hulle by my, dan vra hulle vir my, wat se lamp brand, is ek 'n herberg, kan hulle oorbly, en dan het ek met vrymoedigheid vir hulle vertel, nee, ek is nie 'n gastehuis nie, ek is nie 'n herberg nie, maar ek hang 'n lamp op, om te sê, dat daar hoop is, daar's hoop in die opgestane Jesus, hy is my enigste hoop, en ek verkondig het vir almal, wat hier by my stop, hy is die lig in die duisternis. En die jongman het so stil gebly en gesê, Tannie, ja, maar dis pragtig, maar het die seun nog nooit dan teruggekom van die grens af nie, is hy nog daar? En sy het so lang stil gebly en gesê, nee jongman, hy het lang al gesterf, daar by die grensoorlog, maar ek het besluit om altyd sy lig te laat skyn. Vriende, ons ligte, wat moet skyn in die donker wêreld, en die geleenthede wat ons moet aangryp, om vir mense te vertel, Jesus is ons enigste hoop. Genade en vrede vir julle vanaand van God ons Vader, en Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Hy wat vanaand hier teenwoordig is, kom groet jou. Hy ken jou op jou naam, Jesaja 43, jy is myne, sê die Here vanaand vir jou. Amen.
uiteindelijk wel hier de besluiting van het vlees gesteld. En dat hij hier voor ons brengt. En dat hij opgegaan varen naar de hemel. En er zit aan mij weggaan van God. Zodat hij en jij elke van ons meer zijn in de wereld van ons. We hebben graag vandaag zingen door wat ik denk. En die zo komt dat iemand zoals die de vrienden te zeggen. En weet je, dat kan ik zo komen, maar dat kan ik zo leven. En wie zo komt dat hij Maria, ik wil ze zien. Die zonen van die vijand, op ons zo nieuw. En wie zo komt dat hij wat lachen spelen zijn, voor alles in mij is en niet, en voor ons die gezond. En wie zo komt dat hij voor de wereld zo pijn als verlossen aan het kruis zo staan en opstaan die dood. Dat
Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. As ons na die wêreld om ons kyk, dan voel dinge baie keer so onseker. Ekonomiese druk, geweld, siekte, kyk maar na die media, die verliese in hierdie wêreld, die soeke van die wêreld daar buite na betekenis, die sin van die lewe. En dan kom Romeine 15 vers 13 en kom sê vir ons het hoop. Want God is die bron van hoop. God self is die bron van hoop. Nie ons omstandighede nie mense nie regerings nie plekke of instansies nie. God is ons bron van hoop. Hoop kom van God alleen af. Mag God die bron van hoop. As ek so oomblik stil staan by dit, God is die bron. En ek weet baie keer probeer ons hoop skep en ons probeer as mens hoop skep daar waar ons kom. Maar hoop is nie iets wat jy kan skep nie. Dit is iets wat God kom skenk. Ek kyk na John Stott wat skryf hieroor en sê Christian hope is not wishful thinking. En baie keer dink ons in ons gedagte, maar is dit nou maar net hoopvolle denke, wishful thinking. En dan kom hy en hy sê, what a confident expectation rooted in the character of God. Om God se karakter te wys. 'n God van liefde wat sy seun stuur na hierdie aardse tentwoning toe. Om onder ons te kom woon, die gestalte van 'n slaaf, doulos, uit die gestalte van 'n slaaf aangeneem, uit die transcendente werklikheid uit na hierdie aardse tentwoning toe te kom, om te gaan sterf aan 'n kruis uit, sodat ek en jy die lewe kan hê. Hy kom oorwin die sonde en die dood, en dan wag vir ons 'n ewige lewe. Hoop is wat ek vanaand het. 'n vaste wete, omdat ek weet God se woord is waar, soos Scriptura, ek staan op die woord van God alleen, dis my verwysingsraamwerk, dis hoe ek leef, dis waar volgens ek leef. Max Lucado skryf dit so mooi, as ons oor hoop praat, hy sê, hope is not what you hold, it is who holds you. Jy is veilig in God se handpalm. Psalm 23 vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, selfs al gaan ek deur die dal van die doodskade, ek sal nie bang wees. Ek is veilig in God se hande. Jesaja 43, ek ken jou op jou naam. Al gaan jy deur water, sal jy nie wegspoel nie, die vuur sal jy nie brand nie, want jy is God se, jy behoort aan hom. Daar's vir jou 'n toekoms, daar's hoop. Ons is so geneig om vas te kyk in ons omstandighede. As dit sleg gaan, ons verhoudings, huwelike, gesinne, besighede, boerderye, dalk is daar 'n moeilike verhouding waarin jy staan, dalk gaan dit moeilik by jou werk, dalk is jou finansies of die ekonomie nie soos wat jy gehoop het nie, dalk is daar in jou verhouding en jou huwelik met jou man of vrou, staan moeilike waters, die golwe is hoog. Maar om vanaand in hierdie kerkgebou in te kom en te sê, ek breek ook voor die Here, want ek is op soek na hoop. En my enigste hoop in 2025 is Jesus Christus. Nie die regering nie die ekonomie nie, nie die tegnologie nie, ook nie iets wat ek net self moet verbeter nie, maar God kom sê, ek is die bron van hoop, en jy kan in alle omstandighede daai hoop beleef. Paulus skryf in Filippense 4 uit die tronk uit, dan sê hy, wees bly in die Here, en hy het die absolute blydskap en vrede, wat hy by God gekry het, ook in sy omstandighede.
Kersfees 2025 kom sê die Here, hoop het 'n naam. En daai naam is Jesus Christus. Maar dan gaan die vers van ons verder, mag God die bron van hoop, dan staan kom maar julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. En ek gaan kyk na die Griekse woordjie vir vervul, pleroo, wat eintlik beteken, dis 'n oorvloei, dit is baie meer as 'n blydskap, dis oorlopends toe, my beker vloei oor. Dis eintlik wat die Griekse woord beteken, plerosai, pleroo. Daar's 'n vervulling wat plaasvind, 'n oorvloei van blydskap. Waar kry ek dit? In die tentwoning, as ek net nog ietsie koop, groter huis, groter voertuig, as ek meer dinge het? Nee. Nothing satisfies like the love of Jesus. As jy Jesus het, het jy alles. Kom vanaand in hierdie kerkgebou in. Ons sing en ons loof die prys die Here en ons maak hom groot. En ons het nou gesing, the goodness of God, I love you Lord. Ek is lief vir U. Ja, kom breek oop. Kom sit vanaand jou hele lewe voor die Here neer. En vra hom om saam met jou die toekoms in te stap, hand aan hand. Dat hy vir jou hoop sal wees. Dat jy nie op aardse tentwoning dinge sal staat maak nie. Maar dat God die middelpunt van jou lewe sal wees. Dat jy hom sal loof en prys nie net by 'n Kersangdiens nie, maar deur jou hele lewe. Karl Barth skryf dit so mooi, faith is the eye that sees the light of the coming dawn, even while it is still dark. Om soos daai tannie die lamp aan te steek en daar te hou, al is dit donker, al weet sy nie of haar seun terugkom nie, het sy hoop, want haar hoop is in die opgestane Jesus. En toe haar seun sterf, God bly goed. God is altyd goed. En toe kon sy steeds hoop gee vir 'n klomp reisagers wat verbykom en vir hulle van Jesus vertel. Faith is the eye that sees the light. En dan gaan die vers verder, weer kom, dan sê hy, sodat julle hoop al hoe sterker kan word. Hoe gaan hoop sterker word? Deur die krag van die Heilige Gees. Ek self kan nie. Ek is 'n stofmens, ek het vanoggend in Psalm 103 vers 14 so mooi gesê, ons is maar stofmense. En ons moet eintlik vanaand almal kniel en op ons knieë gaan en bid vir ons land. Bid dat mense tot bekering sal kom. Ons moet gaan bid en ons sonde bely en sê, ons het die Here nodig. Ons kan nie in hierdie land sonder God nie. Ons kan nie in Oudtshoorn sonder God nie. Hy moet die middelpunt van ons bestaan wees. Al die besluite wat jy maak, die keuses wat jy maak, moet jy sê, what would Jesus do? Sou Jesus dit doen? Sou hy dit sê? Sou hy dit dink? Sou hy dit doen? En om dan weer by die punt uit te kom en te sê, maar ek moet oorgee, want uit myself uit kan ek nie. Dis net God wat deur my leef. Dis net God wat my in staat stel om vorentoe te beweeg. Want op my eie kan ek nie. Ek is maar stof. Maar God sê, ek weet jy stof. Ek weet die ou Adam wil baie keer uit jou uitkom en jy wil weer die ou sondige dinge doen. Maar kom vanaand. Kom hoor jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Kom hoor my seun het na hierdie aarde toe gekom vir jou. En hy ken jou op jou naam. Hy ken jou omstandighede. As jy vanaand hier uitstap, hy weet alles van jou af. Ons leef voor hom, dat jou, die Latynse woorde, ons leef voor die aangesig van God. Daar's niks wat jy doen, wat jy vir God kan wegsteek nie. Hy weet alles. Hy weet waar ons hoor by die werk is. Hy weet hoe ons op die sportveld, hoe ons daar by ons klap waar ons behoort. Hy weet alles. As ons voor die Here kom leef, wil ons manne en vroue wees wat leef in die woord uit. Wil ons vasstaan
op die woord van God. En om dan te kan sê, ons is begenadigdes. Lukas 1 sê dit in vers 28, toe die engel daar kom sê, hy, ek groet jou begenadigde, want die Here is by jou. Die Here is by jou al die dae tot die volëinding van die wêreld, sê Matteus 28. Ek hou vas aan dit. Ek kan nie los aan die Here se hand kan ek nie los nie, want hy stap met my elke millisekonde tree vir tree vorentoe. Dallas Willard, die bekende, skryf die volgende: Hope is the confident anticipation of good from God, sustained by the Spirit's presence. As ons iets daarvan verstaan vanaand, om confident in 'n anticipation te wag en te sê, ek wag op die Here. Ek luister na God. Lei my, Here, lei my, Here, lei my. Lei my na die waters, waar daar rus is. Hierdie tyd van die jaar is ons almal se batterye so 'n bietjie pad. En om dan by 'n plek te kan uitkom en te sê, Here, dis net U wat my lei. Dis net U wat my krag gee. Ek kan nie op my eie nie. Hoe sterker ek vorentoe wil gaan, moet ek toelaat dat U deur my werk, die krag van die Heilige Gees. Daarom sluit ek vanaand af met Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20 wat sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Paulus kom sê, dis nie ek en jy nie, ons moet Christus toelaat om deur ons te leef. Daai keuses wat jy maak, daai besluite wat jy neem, dat ons manne en vroue van die woord sal wees in Oudtshoorn, dat Oudtshoorn die bakermat sal wees, dat Suid-Afrika sien hier gebeur iets in Oudtshoorn. En dat ons sê, Here, U is ons kompas, U is ons rigtinggewer, U woon in ons. Geliefdes, as ek julle al buite in die straat raakloop, mag jy dan ook hoor, ek groet jou begenadigde. Mag ons mekaar so groet, want ons is begenadig deur die bloed van Jesus. En dit maak ons bloedeenses een Christus. Ek bid nou vanaand vir julle, dat julle werklik dit sal hoor. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul in jou omstandighede. Ek weet nie hoe groot is die branders nie. Ek weet nie hoe hoog is die stormswater wat op julle afgekom het in 2025 nie. Maar hou vas, want God is ons bron van hoop. En dan laat toe dat die Heilige Gees in jou kom werk. En dit beteken ons moet sonde bely, ons moet oopbreek soos 'n granaat, en ons moet die trots en die eie ek afsterf en sê, Here, nie meer ek nie, maar wat is U wil vir my lewe? Mag hy jou bron van hoop wees. Amen. Here, dankie dat ons vanaand net kan weet, U is die bron van hoop. U is my enigste hoop in 2025. Ek loof U en ek prys U, Here. En ten spyte van ons omstandighede, elkeen van ons wat vanaand hier sit, het 'n storie om te vertel. Elkeen van ons het 'n narratief, en ons almal kom van ergens af, en ons is ergens hier op pad, en almal van ons het ergens 'n stukkie seer beleef, maar ook vreugdes en opgewondenheid en geluk en goeie tye beleef. Om iets te kan hoor, Vader, in die berge, op die hoogste kruin en in die dale. Ja, oral is U God en U bly dieselfde God. U los ons nie. En daarom, Here, kan ons vanaand U aan die hand vat en uit die kerkgebou uitstap, hand aan hand saam met U die toekoms in.
weer ons lewe in U hand kom plaas en sê, Here, vergewe my. En van hier af vorentoe ek sal met U die pad stap. U is my bron van hoop, nie ek self nie, ek is 'n stofmens, ek kan dit nie doen nie, maar Here, ek kom vanaand en ek vra dat U ons sal kom seën. Ons wat begenadigd is, Here, dat ons vanaand uit die kerk sal uitbeweeg met hoop. Jesus as enigste hoop. Ek kom bid vir almal wat hier is, vir almal wat luister, vir almal wat kyk. En ek gee so 'n paar sekondes wat ons net in stilte dit kan inneem wat ons nou net gehoor het.
Ek lees vir ons vanaand in Lukas 2 vers 8 tot 15. Daar was 'n skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag met skape wag het. Weens stond daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hom geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle 'n teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het." Liefdes, kom staan en dan maak ons Here groot, die 3, 4, 4, daai die verse, dan die 3, 4, 5, en dan laas van die liefdes, kom ons groot die Here.
Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het het gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom, haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwerk is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons.
Mag hy jou genadig wees. Mag hy al jou gebede verhoor. En mag hy aan jou vrede gee van vandag af tot in alle ewigheid. Ons almal sê amen. Amen. Dankie dat jy vanaand hier was, kom kyk saam en 'n geseënde week vir jou.